Op verkeerde kant. Lief, wat gaan die dogtertjie daarna ma toe? Of toe maar self by Estelle sit. Dis daai flaw, Estelle, dis daai flaw. Sy het besluit, jy lyk vir haar baie oulik. Dis eintlik so 'n oulike teken van presies wat ons vir mekaar is, nê? Ons sê dit, maar partykeer dan voel ons dit nie aan ons lyf nie, maar ons is familie. Ek weet ons almal glo in Jesus, wat beteken ons is familie, en is daar nie net so oulike manier gewees vir ons om eintlik te herinner, dit voel vir my amper soos op die Here vir ons vanoggend sê, kyk nou net hoe daai dogtertjie, ewe vriendelik hier by Tannie kom sit het, wat sy eintlik glad nie ken nie, maar sy was okay. En is amper asof die Here sê, julle besef, julle is familie, julle is veilig hier, net soos jy is, en dat ons vir mekaar daai veilige ruimtes moet skep, om net te wees. Hoe wonderlik is dit nie eintlik? So, julle het nou gehoor, ons is so besig met die bergprediking, en dat ons dan nou vandag afsluit, en so geskik om dan nou saam met Jesus hierdie bergprediking af te sluit. Jesus sluit sy bergprediking af, en dan sluit hy dit af deur vir die gehoor te sê, julle moet nou alles in ag neem wat ek vir julle gesê het, en dan moet julle dit gebruik om julle huis, of dan nou julle geloof te kan bou. En dan gee hy vir hulle die implementering, of 'n implementeringsvoorbeeld van al hierdie dinge wat hy vooraf hulle gesê het. So hy sê nou vir hulle, maar luister, dis hoe julle dit moet doen. En dan begin dit, ek moet seker vir julle die teks lees, nee. Besef ek. Bonnie, sal jy vir my die teks opsit? Matteus 7 vers 24 tot 29 is waar Jesus dan nou alles saamvat, nee. Elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots. En elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op sand gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes. Toe Jesus klaar gepraat het, was die skare verbaas oor sy onderrig, want hy het hulle geleer soos 'n man met gesag, en nie soos hulle skrifgeleerdes nie. Maar goed, kom ons begin oor. Jesus kom hier aan die einde van sy bergprediking, en sluit hy af, en dan vat hy alles saam. En dan het hy 'n implementeringsvoorbeeld wat hy gebruik, om al hierdie dinge wat hy vooraf vir hulle geleer het, by mekaar te bring. Dan sê hy, en dan lees ons in vers 24, as hy sê hierdie woorde, dan verwys Jesus na sy interpretasie van die wet. So dis sy interpretasie van die wet en wat hy hulle geleer het, dis wat hulle moet volg. Want onthou, ons sê heeltyd vir mekaar, God het gekom, God die Vader, hy het mens geskaap, hy het 'n verhouding getree met mens, en hy het vir mens geleer hoe om te leef. En iewers langs die pad het mense dit verkeerd gekry. En hy besef, hy probeer ingryp met profete, en hy besef maar hierdie ouens gaan nie redding bewerkstellig nie. En uiteindelik stuur hy vir ons Jesus. En Jesus kom om ons heeltyd te leer, wat is die bedoeling van die begin af. Daarom Jesus se interpretasie van die wet. Met ander woorde, God se interpretasie van die wet. Hierdie woorde, en dan sê hy vir hulle, dis nou nie soos die Jode se interpretasie is nie, dis die eintlike interpretasie, en as julle dit volg, wat ek julle geleer het, dan gaan dit uiteindelik so lyk. En dan tipies in Jesus se styl sien ons, hy gee gewoonlik voorbeelde. En dan is hy gewoonlik, as hy voorbeelde gee, dan sê hy partykeer vir ons van, hoe dit kan lyk as ek dit goed doen of reg toepas, en dan hoe dit kan lyk as ek dit verkeerd toepas. En dis dan nou uiteindelik wat hy hier vir hulle doen. Hy gee vir hulle die goeie en die regte toepassing, want dan sal weet soos 'n atleet in Filippense 3 vers 14, om te volhard in hulle toewyding, en om dit end uit te doen elke dag, wat Jesus hulle leer. As hulle dit reg kry, en hulle doen dit end uit,
dan sal dit 'n stuk standvastigheid bring in hulle lewe. Maar aan die ander kant, dan sê vir hulle, kyk, as jy dit gaan verkeerd toepas, en jy gaan dit nie reg doen nie, of jy gaan dit ook net bietjie gedeeltelik doen, of jy gaan dit glad nie doen nie, dan sal dit bietjie verbrokkeling teweeg bring. Dan gaan alle dinge uitmekaar uitstort. Jesus het 2 vergelykende beelde van hoe hulle dit, wat hy vir hulle geleer het, kan toepas, is die bou van 'n huis op rots of sand. En wat belangrik is wanneer hy die vergelyking tref van hierdie huise wat gebou word op rots of sand, dan is dit huise wat reeds gebou is. Daardie huise is bewoonbaar. So daar's nie 'n stukkie wat nog moet gebou word nie. Hy's klaar gebou. Jy kan klaar daar woon. 'n Voltooide huis op rots en sand. En dan wat uiteindelik die onderskeid bring tussen die huise, dis nou nie vir die kinders nie. Ek weet in ons wêreld, as jy kyk na die huise, dan kyk jy, daar's 'n sekere area wat al die groot huise het, nê? Met die fancy ligte en die mooi grasperke en daar's baie vertrekke. En dan as ons bietjie in 'n ander area gaan, dan raak die huise bietjie kleiner. Die grasperke lyk nog mooi, ons bietjie minder vertrekke in. Die ligte is nie so fancy wat buite op die stoep hang nie. As jy by my huis kom, dan is daar nie 'n lig wat buite op die stoep hang nie, dan is daar sulke kersboomliggies om lig te maak. En dan is daar, as jy weer in 'n ander area in beweeg, dan ry jy verby mense wat in 'n klein huisie bly, vir klein vertrek, een vertrek met 'n dak, miskien 'n sinkdak, want dit is bietjie goedkoper. Daar's geen tuin nie. Dan as jy nog 'n bietjie verder ry, dan sien jy mense in sinkhuisies. En daar's omtrent niks. Dis net 'n ou sinkhuisie. En 'n donga om kos te maak, en daar's ook nie tuin nie. Behalwe as jy so 'n oulike tuinjong het, soos wat ons gehad het, dan maak hy vir hom die pragtigste tuin hier om sy sinkhuisie. Maar dis nou nie heeltemal so nie, nê. Hierdie huise, of dit is amper so, ons kyk na hierdie huise, maar hy's nie groot en klein nie. Dis waar hy gebou is. So hierdie enetjie is op rots. Rots is nou klippe, en dan is die enetjie op sand gebou. As jy in Mosambiek is, dan weet jy wat dit beteken om in sand te bou. As jy so bou in die sand, moet jy eers 'n paar sand wegskep, en jou rug is omtrent seer, maar dit is redelik maklik. Ons bou in 'n dag. Nee, Lander, ons het omtrent in 'n dag toe die fondasie gelê vir daai plek. Voordat ons 2 dae, okay, 2 dae. 2 dae, dit was 2 dae. Toe is daai fondasie mooi reguit, toe kon ons nou al begin iets opsit, nê? Maar as jy op rots bou, vat dit 'n bietjie langer. Jy moet daar 'n bietjie hier kap en daar kap, en dit vat langer. Maar uiteindelik as hierdie 2 huise klaar gebou is, dan word die onderskeid getref met hierdie 2 huise die oomblik as die stortreën val. Dan sien ons wat is hierdie huise werd as daar 'n stortreën val, dan kom ons dit agter. Maar net so 2 tree terug. 'n Huis is oikos in die Grieks. So 'n huis kan die fisiese huis wees, maar dit kan ook 'n versinnebeelding wees van familie. So waar bou jy familie? In die huis, daar waar jy is met jou familie saam, waarop bou jy dit? Hoe lyk daardie huis? En dan sê Jesus uiteindelik vir hulle dat wanneer hulle die rots en die sand bou, onthou hy het vroeër vir hulle gesê, hulle moet hierdie woorde toepas in die bou hiervan. So hulle bou blokkies en hoe hulle bou, is dit wat hulle moet toepas. En dan uiteindelik gaan hy kyk of daai huis reg gebou is wanneer die stortreën kom. As ons net so 'n bietjie kyk na die dinge wat Jesus hulle wat Jesus hulle sê, hulle moet toepas, dan kyk ons 'n bietjie terug na 'n paar dinge wat ons na gekyk het so in die bergprediking wat ons geleer het. Hy sê vir hulle wie werklik gelukkig is daar in Matteus 5 vers 1 tot 12. Hy sê vir hulle dat hulle moet sout en lig vir die aarde wees, hoe hulle moet leef, kom na vore. Hy gee vir sy kinders alles wat hulle nodig het, so hy sê vir hulle alles wat hulle nodig kry, gaan hulle kry. Hy sê ook hoe ons moet wees teenoor ander mense.
En dan sê hy gee vir ons as ons vra, en hy gee die lewe vir die wat deur die nou poort gaan. So al daai is so 'n bietjie waarna ons gekyk het in hierdie tyd van hoe ons geloof moet toepas, en dan kom Jesus en hy sê uiteindelik vir hulle, as julle dit so toepas en julle luister na hierdie woorde wat ek vir julle geleer het, dan is julle besig om te bou op rots. Dan is julle besig om op die regte plek te bou. En as julle reg bou en reg so leef, soos wat ek nou alles vir julle verduidelik het, en julle interpreteer die wet, soos wat ek julle geleer het om dit te interpreteer, dan sal daardie huis staande bly as die stortreën kom. Dan gaan daardie huis nie uitmekaar uittuimel as die eerste stortreëns val nie. En ek en jy sal weet, ons het die meeste van die tyd, het jy jou dak oor jou kop nodig as daar 'n storm kom, né? Ons kan nie in die reën en die wind en die weer sit nie. As daar 'n storm kom, het ons die meeste van die tyd die beskutting van ons huise nodig. Maar wat interessant is jou boustyl kom tot lig wanneer die stortreën kom. Dit toe jy besluit het om te bou, as die kontrakteur so bietjie hoeke gesny het en besluit het hy gaan in steede van hierdie stand, hierdie mengsel meng, die eerste stortreën, dan kraak daar 'n muur of 'n dak gee mee. En dan kom ons agter wat sy vakmanskap wat iemand ingesit het in daardie huis. En dan kom ons agter dat partykeer sal dinge wegspoel en dit sal verwoes word. Maar as dit reg bou is, dan sal dit aanhou standvastig staan. En Jesus kom en hy gee vir hulle hierdie beeld, en is amper iets wat mense nie eers regtig in detail hoef te verduidelik nie. Ek dink ons almal verstaan dat as ons net hoor wat hy sê en ons voer dit uit, dan is ons vakmanskap goed. En as ons stortreën kom, dan kan dit staande bly. So wat ek hoor is dat Jesus vra vir ons alles. Of kom ons gaan een terug. Jesus gee vir ons alles, maar hy vra ook van ons alles. Hy sê vir ons, as jy my voor mense bely, dan sal ek jou voor die Vader in die hemel bely. Maar as jy my voor mense verloon, dan sal ek ook jou voor die Vader in die hemel verloon. So dit kos baie om Jesus te volg en om reg te bou. Dit kos alles wat ons het. As jy enigiets van huisbou aanbied, dan weet jy, hoe meer jy insit, hoe meer kry jy uit. Selfs met Jesus. Hy sê nie dis maklik nie. Rotsbou is moeilik, sandbou is maklik, sandbou is vinnig, rotsbou is nie. Hy vra alles. Dit kos baie, maar hy gee ook alles. Nou wat kos dit vir ons? Dit kos dat jy die ander wang sal draai. Nou het al hierdie op die bergprediking geleer. Dit kos dat jy 2 kilometer sal loop. Dit kos dat jy sal gee dit wat nodig het. Dit kos dat jy sal lief wees vir jou vyande. En hierdie een is moeilik. Dis 'n moeilike een. Dit kos dat jy sal bid vir die wat jou vervolg. Nog 'n moeiliker een. Dit kos dat jy God bo alles sal stel. Dit kos baie. Maar as jy alles gee, dan sal hy ook alles gee. Het is makliker om te bou op sand. Het is sag, en het hoef net weggeskep te word, 2 dae, dan kan jy bou. 2 dae. Oké, dit was 'n klein stukkie, maar dit was 'n stukkie nie te min. Dit is vinnig. Het is baie moeiliker om op rots te bou. Het is ongelyk, jy moet wegkap, jy moet al jou boumateriaal daar opkry. Maar die eindresultaat is egter onmisbaar. Dis as die stortreën kom. Dis as die stortreën kom, wat jy agterkom waarvan jou fondasie gemaak is. Wat jy agterkom wat jy gebou het,
Ek het so gesegde in Engels en as ek mag in Engels, character is built in a furnace. Dis eintlik wat Jesus sê, hy sê ek vra baie van jou, maar as jy daai baie insit en jy bou op die fondasie van dit wat ek vir jou leer, as die stortreën kom, dan sal jy staande bly. Maar as jy nie die baie gaan insit nie, jy gaan nie bou soos wat ek vir jou vra om te bou nie, jy gaan nie opgee, dit wat ek vir jou vra om op te gee nie, dan gaan jy soos 'n dwaas bou. En as die eerste reëns kom, dan gaan die sand begin wegspoel en dan gaan niks meer oorbly nie. So ek weet nie wat is jou stortreën nie, as ek die teks vir ons 'n bietjie mag vergeestelik, as julle my sal toelaat. Ek weet nie wat jou stortreën nie. Ek weet Jesus is hier besig om hulle voor te berei ook vir uiteindelike ewige lewe en om vir hulle te sê, maar weet jy moet so bou dat as die einde kom en ek kom om jou te kom haal, dat jy staande bly en dat jy saam met my kan gaan. Maar soos ek sê, as jy my sal vergun om dit so 'n bietjie te vergeestelik, dan wil ek vir jou sê, ek weet nie wat jou stortreën in jou lewe nie. Elke van ons se stortreën lyk anders. Maar ek weet een ding verseker. As jy bou met die regte interpretasie van die wet, met Jesus se interpretasie, met dit wat hy vir jou leer. En hy het so lank gepraat op die berg. Dis die langste stuk wat hy ooit gepraat het. Hy het so baie geleer. En as jy bou met dit, dan weet ek, maak nie saak wat kom nie. Dan sê hy vir my, dit sal staande bly. Dan sê Jesus vir my, ek sal genoeg hê. Ek sal genoeg wees om te bly staan. Ek weet dat as ek die effort insit, die krag insit, die moeilike dinge doen, die vyande nou maar liefhet, vir die bid wat my vervolg, vir iemand my laaste gee, vir iemand liefhet ten spyte van hoe hulle teenoor my optree. Ek weet dat as ek nie vaskyk in my rande en ponde nie, en ek kyk om te kry sodat ek kan gee, dan weet ek, karakter word gebou, my huis word aan mekaar gesit. En daar waar ek my huis en my fondasie bou, weet ek as die stortreën kom, dan weet ek dat ek kan staande bly. Dan weet ek as Jesus kom, dat ek gereed sal wees om saam met hom op te vaar. Ek wil jou 'n oomblik gee. Ek voel amper, weet jy, dis nie my dag, dit is Jesus se dag. En ek wil vir jou 'n oomblik gee om stil te word. En ek wil hê jy moet hierdie een vraag bepeins. Wat is jou fondasie? Dis al. In stilte voor die Here. Vra vir hom om vir jou uit te wys, wat is jou fondasie? As jou fondasie nie oukei is nie, begin bou. Want as die stortreën kom, dan moet jy bly staan. So ek wil net 'n oomblik vir jou gee, saam met Jesus, die een wat opgestaan het, en wat hier teenwoordig is, om te bepeins rondom jou fondasie. Jesus, help ons om waarlik te verstaan die interpretasie van die wet. Help ons om U te verstaan. Om nie maar net nodeloos rond te loop en myself 'n Christen te noem nie. Maar te besef dat as ek myself dit wil noem, dan beteken dit 'n stuk opoffering. Dan beteken dit dat ek my alles sal gee.
dat die eie ek nie meer belangrik is nie. Maar dat U koninkryk waarde in my lewe kom leef. Leer ons om U van vooraf amper wil ek sê weet te verstaan. Onderrig ons Heilige Gees om die ware leer van die drie enige God te volg. En om uit liefde te leef. Want U opstanding, U sterfte en opstanding was nie te vergeefs nie. Dankie Jesus. Amen.